Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Baie dankie. Ons gaan saam lees Johannes 20 vanaf vers 19 tot 25. Jy is heeltemal reg as jy dink en sê, maar hierdie gedeelte is mos nou na die kruisiging. Hierdie is nou al die opstanding, 100% reg. Maar ons gaan ontdek in hierdie gedeelte waar Jesus aan die disippels verskyn het, wat was dit wat gemaak het dat hulle uitgegaan het? Dit is sy lyding, dis sy vergifnis, dis die feit dat hy opgestaan het, dis wat gemaak het dat die disippels uitgegaan het. So kom ons lees dit saam, ons ken dit eintlik uit ons koppe uit. Jesus verskyn aan sy disippels, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe word, word dit vir hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Tot sover. Hierdie is my net 'n aangrypende gedeelte, en ek het sommer net terwyl ek gedink het oor hoe dit moes lyk binne daai bokamer, dan sien ek hierdie klomp bang mans wat wegkruip. Hulle was Jesus se naaste disippels gewees, vir 3 jaar saam met hom geloop, en hier sit hulle angsbevange, bang en sprakelose boodskappers. En dan kom, en ek wonder, wat dink hulle? Ek dink hulle dink aan alles wat hulle beloof het, aan al die baie beloftes wat hulle gemaak het. En ek dink dalk voel hulle 'n klein bietjie skuldig, omdat hulle dit so maklik gebreek het. En ek dink dalk voel hulle sleg oor hierdie sogenaamde bravade wat hulle gehad het, spoggery wat hulle gehad het, en die verklaringe van toewyding. Julle onthou mos, waar Petrus gesê het, Here, as hierdie mense U sal verloon, ek sal dit nooit doen nie. Ek sal saam met U doodgaan as dit nodig is. En die res het gesê, ons ook.
Ons sal ook saam met u doodgaan. Dit was net 'n rukkie terug gewees. Ek weet nie waarheen hulle gevlug het nie, maar ek weet wat hulle saam met hulle gevat het. Hulle kon Jesus nie vergeet nie. Ek dink in hulle gedagtes, elke keer as hulle 'n melaatse sien, het hulle gedink aan Jesus se barmhartigheid. Elke keer as hulle 'n storm sien, het hulle gedink dat hy hierdie storm op die see stil gemaak. Elke keer as hulle 'n kind op straat gesien het, dan het hulle geweet, maar Jesus het hulle hierdie kinders teen hom vasgedruk. Elke slag wanneer hulle die Fariseërs op die straathoeke gesien het, dan onthou hulle hoe Jesus oor die skynheiligheid en oor oneerlikheid gepraat het. Hulle kan hom net nie vergeet nie. Daarom het hulle teruggekom. Daarom het hulle weer saamgekom in hierdie bokamertjie, bang en onseker. Voel vir my, niks het byna in 2000 jaar verander nie. Want hoeveel gelowiges bevind hulle nie nog steeds in hierdie bokamer vrees nie. Hulle het genoeg godsdiens om te sê ek glo. Hulle het genoeg godsdiens om Sondag na Sondag kerk toe te kom. Maar om uit te gaan, daar's nie 'n manier nie. 2000 jaar nadat Jesus opgestaan het uit die dood, aan hulle verskyn het, is daar gelowiges wat steeds nie wil of kan uitgaan nie. Die deure is nie regtig gesluit nie, maar hulle kon net sowel maar gewees het. En moenie 'n fout maak nie. Onder hulle is goeie mense. Mense met baie idees, baie woorde, baie beloftes. Hulle draai nie noodwendig hulle rug op Christus nie, maar hulle draai ook nie na hom toe nie. Hulle vloek nie sy naam nie, maar hulle loof en hulle prys ook nou nie eintlik die Here nie. Ons is besig in ons Bybelstudies in die week met Romeine 12, wat ek 10 of 11 jaar gelede my eerste Bybelstudie in die gemeente was, wat ons gedoen het. En ek kan net hierdie verhaal van hierdie man onthou, wat groot geword het in 'n kerk, en wat sê, hoe was hy aangedaan oor wat in die kerk gebeur het. En hoe ouer hy geword het, hoe meer het hy besef, maar dis 'n klug. Dit kan nie waar wees nie, want niemand se lewens het verander nie. En sy worsteling, totdat hy op die ou einde ongelowig was, deur kerkmense, wie se lewens nie verander het nie. Kerkmense wat sê, Jesus het opgestaan, Jesus het gesê ons moet uitgaan, maar niemand gaan uit nie, en niemand is ook bly nie. Want wanneer ons sing ons nie met oorgawe nie. Wanneer ons die belydenis van geloof doen ons dit nie met oorgawe nie. Wanneer ons harte warm moet klop, dat Jesus lewe en opgestaan het, ons vergewe is en vrygespreek is, gebeur daar niks. 2000 jaar na die tyd. Wat sou die disippels verander? En wat sal ons verander? Dat ons met borrelende harte sal uitgaan en die evangelie verkondig. Besorg wees oor mekaar. Besorg wees oor ons gemeenskap. Besorg wees oor jou werkers. Besorg wees oor jou familie en jou vriende. Ken jy Jesus? Is jou lewe skoon gewas?
Dit wat ons jaar vir jaar doen, 65 jaar in my lewe, doen ons lydensdienste. Wat het dit in my lewe kom doen? Wat het verander? Het iets verander? Of lyk my lewe soos 65 jaar terug, toe ek niks verstaan het? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou lewe? Kan jy dink, Johannes, Jakobus, Petrus, hoe hulle hier sit en vir mekaar sê, ag, dit help tog niks nie. Hierdie Jesus in wie ons geglo het is nou dood. Wat help het tog? En dan staan die Verlosser by hulle. En hy sê, vrede vir julle. Daar staan Jesus, die graf kon hom nie vashou nie. En die deur van die bokamer kon hom nie uitbring nie. En wat bring hy vir hulle? Hy sê vir hulle vrede, vrede, sonder verwyte, verstommend. Later daai week sê Petrus, hy sê God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. 3000 kom tot geloof. Hierdie bang man wat nie kan sê ek ken hom nie. Toe Jesus sê vrede, vrede vir julle. Daardie aand het die opgestane Christus het hulle hom ontmoet. Hulle sondes het met die Verlosser gebots en die Verlosser het gewen. Die een wat verraai was, het teruggekom om sy verraaiers te vind. Nie om hulle te oordeel nie, maar om hulle te stuur. Nie om hulle te veroordeel omdat hulle hom vergeet het en weggehardloop het nie, maar om hulle die opdrag te gee om hom te onthou. Onthou dat hy dood was en lewe. Onthou dit, bokamer disippels, vrede vir julle. Ek oordeel julle nie, ek stuur julle. Ek vra dat julle sal onthou, ek was dood en ek lewe. Julle was skuldig en julle is vergewe. Onthou dit. Miskien moet ons dalk net so 'n bietjie stil staan weer in die lewe, om dalk net weer hom te sien. Miskien is ons lewens net so verskriklik vinnig, dat ons hom nie meer sien nie, dat ons hom nie meer ontmoet nie. Wanneer jy stil staan, dan sien jy God raak. Wanneer jy stil staan, sien jy in jou kinders en in jou geliefdes, sien jy God raak. Wanneer jy stil staan, besef jy my gesondheid en die feit dat ek 'n werk het. Ek sien God en dit raak. Wanneer jy die woord oopmaak en dit lees, sien jy God. Wanneer jy van jou siekte genees, is die Here daar. Wanneer twee mense trou, is die Here daar. Wanneer dit donker nag in ons lewens is, en ewe skielik begin daar lig deurbreek, dan voel dit vir ons hoe die lewe in ons bruis en sien ons die Here en is ons dankbaar vir die Here. Miskien die laaste brief wat Paulus vir Timoteus skrywe. Sê hy vir hom, moenie vergeet nie
Timoteus? Miskien is Paulus binne hoër afstand van die skerp maak van lemme, waarmee hy onthoof sou word. En dan sê hy vir Timoteus, terwyl hy dit hoor, onthou Jesus. Timoteus, onthou hom altyd. Onthou dat jy hom al op so baie maniere in jou lewe gesien het. As mense nie luister nie, Timoteus, onthou Jesus. As die trane loop, Timoteus, onthou Jesus. As teleurstelling gedurig by jou is, onthou Jesus. As vrees in jou voortuin tent opslaan, onthou Jesus. As die dood opdoem, as woede skroei, as skande swaar word, onthou vir Jesus. Onthou die siekes wat hy genees het, en onthou die dooies wat hy opgewek het. Onthou die oë van God wat mense trane gehuil het. Onthou dat hy wat God was, mens geword het, vir ons kom ly het, sodat ons in ons lyding en swaar kry, nie sonder God sal wees nie. Onthou dat ons hom sal sien in ons swaar kry. Onthou dat hy ergens voor jou kom staan het, en dat hy jou ou lewe nuut kom maak het. Soos wat hy dit vir die disippels gedoen het. Soos wat hy sê vrede vir hulle. Soos wat hy vir hulle sê my bloed het gevloei. My liggaam het gesterf. Waarmee jy vergewe kan wees. Onthou jy toe jou lewe nuut geword het. Onthou jy toe jou lewe verander het. Die lewe beweeg mos vinnig. Die lewe verander vinnig rondom ons. Die lewe maak dat ons nie altyd tyd vir hom het nie. Tussen al die bevorderings, tussen al die opdragte, tussen al die begrotings, tussen al die kinders wat gebore word. Wat het van Jesus geword in jou lewe? Wat ons die 3de Sondag mee besig is. Het jy hom dalk vergeet? Is die begeerte van ons harte nog, soos Thomas gesê het, ek wil hom sien, ek wil hom sien. En toe jy hom gesien het, glo jy, het jy verander, is die blydskap en die passie, soos wat ons sê op ons logo, is dit waar? Van jou en van my. As jy hom lanklaas gesien het, en as jy lanklaas stilgestaan het as gevolg van omstandighede, hoor net vanoggend weer, hy is daar. Hy's nie weg nie. Tussen al die papiere, agendas, dik dagboeke, vol programme, verwarde oomblikke, moedelose minute, besluitlose dae. Jesus is daar, want hy het mens geword, en hy het kom leef, en hy's gevang, en hy's doodgemaak, en aan 'n kruis gespyker, en hy is met 'n doringkroon gekroon, en bokant sy kop is ingekap, in die houtkruis. Hy
sê, hy is die koning van die Jode. Mag God ons help. Mag hy ons naby wees, dat ons met oortuiging sal lewe. Alles, nie altyd rondom ons reg nie. Om te glo, te weet, te ervaar, dat ek gister, vandag en môre hom sal sien. En dat ek nooit sal vergeet nie, dat dit in my hart geskryf is, deur die Heilige Gees, dat Jesus gesterf het, en dat hy opgestaan het, en dat hy oorwin het, en dat ek hier op aarde kan weet, hy is by my, en hy het gesê, vrede vir my, en hy het gesê, ek stuur jou, en ek sê vir jou, onthou, moenie vergeet nie. En mag ons elke keer, wanneer ons hierdie kruis sien, weet hy teruggekom, en hy het nie veroordeel nie, maar hy het vergewe. En wanneer hy na ons toe kom en voor ons staan, noem hy nie ons sondes vir ons op nie, maar hy sê vrede vir elkeen. Mag ons met hierdie onthou, mag ons met hierdie nuut word van dankbaarheid. Here, ek moes in die hel gewees het, maar U het my uitgehaal, en U het my gered, en U het my vergewe, en U het my vrygespreek, en U het vir my gesê, ek is by jou, tot by die volleinde. Mag dit ons blydskap wees. Amen. Hemelse Vader, ons vergeet maklik, ons raak baie besig, ons verloor so maklik perspektief, maar dankie dat U woord ons vanoggend kom herinner. Soos wat U die disippels ontmoet het, so ontmoet U ons daagliks, soos wat U hulle vrygespreek het en nie verantwoordelik gehou het, omdat hulle weggehardloop het en weggekruip het en U in die steek gelaat het nie. U het net gesê, vrede vir julle. En U het hulle herinner dat U hulle stuur, en U het vir hulle gesê, onthou wie U is. Mag ons in hierdie lydenstyd, Here, terwyl ons voorberei, ook vir Paasnaweek wat op hande is, mag ons nooit vergeet wat U vir ons gedoen het nie. Mag ons onthou hoekom U gekom het. U het aarde toe gekom, omdat God die wêreld so lief gehad het. En U het U seun gegee, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie. Vrygespreek kan wees. Versoen met U mag lewe. Dankie Here, dat U aan ons verskyn, en dankie dat U ons harte brandend maak. Ons gee ons lewens vir U, gebruik dit, stuur ons, en word verheerlik waar ons gaan. Bemagtig ons deur U Heilige Gees, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Hemelse Vader, dankie dat U ons vryspreek van alles wat ons verkeerd doen. Dankie dat U ons aan U bind en dankie dat ons kan sê, gebruik Here ons dankbaarheid, gebruik hierdie dankoffer en mag U verheerlik word en mag U koninkryk gebou word in Jesus Christus se naam. Amen.